Hartlike goeie dag, geliefde broer en suster. Welkom by ons tweede preekie in die reeks van Efesiërs, waar ons handel oor hoe ons lewens moet getuig. Maar voor ons begin, kom ons bid. Dankie Here dat U ons beskerm, dankie dat U ons dra, dankie dat U die beskikker is en die voorsiener is. En ons dankie dat U met ons ook sal wees in hierdie dag. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus en in die werking van God die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, Efesiërs 5 vanaf vers 8 af. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem, maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. En daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal oor jou skyn. Geliefde broer en suster in ons Here Jesus Christus, ons het begin in die eerste gedeelte om te sê ons moet navolgers van God wees soos geliefde kinders en om te wandel in die liefde van God. Een van die belangrike punte wat Paulus kom maak in die brief wat hy aan die gemeente aan Efese kom skryf, is om vir die gemeente te kom wys, eerstens wie hulle was voordat hulle tot geloof gekom het. Basies, hoe verlore, hoe donker en verlate hulle was, en op watter weg hulle was voordat hulle bekeer het. Nou die bekering gebeur, hulle het die lig gesien in die Here Jesus Christus, hulle het navolgers van God geword in die voorbeeld van Christus. Maar nou kom Paulus, en hy skryf aan 'n gemeente wat in hierdie tyd onder die bewind staan van keiser Nero en daar 'n groot vervolging onder die gemeente is. En hy bly vir hulle sê, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak hoe julle vervolg word nie. Julle lewens moet nog getuig van iets. Getuig jou lewe dat jy 'n navolger van God is, of getuig dit of jy 'n navolger van die wêreld is. En dan kom hy met die tweede voorbeeld om te sê, wandel soos kinders van die lig. Die Here Jesus Christus in Johannes 8 vers 12 kom leer en getuig hy self dat hy die lig is. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En daarom kom dit vir ons baie duidelik vandag weer na vore is, nou dat ons die kennis het, nou dat ons die geloof het, geloof immers kennis en vertroue, kom dit neer op 'n oproep van waarvan moet my lewe getuig? Moet dit nog steeds getuig van wie ek was? Getuig van die wêreld? Getuig immers van die duisternis? Of moet my lewe getuig van die lig? Ons Here Jesus Christus self. En die voorbeeld hoe om in die lig te wandel, is in die Here Jesus Christus self gesetel. Om in liefde te wandel. En baie duidelik kom die gedeelte weer na ons toe vanoggend, is dat ons nie eers met die werke van die duisternis te doen moet hê nie. Ons as kinders van die lig, wat deur Christus, hy wat ons so lief gehad het en sy liggaam oorgegee het, tot 'n lieflike geur as 'n offer en 'n gawe, kan ook nie stil bly wanneer die werke van die duisternis aangaan. Want deur stil te bly en dit nie te bestraf en in die lig te bring nie, staan ons onder dieselfde oordeel as hierdie wat die werke van die duisternis doen. Want vroeër was julle duisternis,
Dis wie ons was. Maar God sy dank wat sy seun ons Here Jesus Christus gestuur het om ons vanuit daardie duisternis, en natuurlik kan ons daar die beeld van die duisternis baie verder vat, dat ons in die dood was, dat ons dood was in ons sonde, maar weer lewend gemaak is in en deur Jesus Christus, ons Here, dat ons nou die lig is. Daarom is dit nie net dat ons 'n lig moet aansit en deur die dag die werke moet doen nie, maar dat die lig wat die Here Jesus Christus self is, deur ons, in ons, moet skyn om 'n getuienis te wees van sy lig. Dit was wie ons was, die werkers van die duisternis. Maar wie is ons nou? Christus Jesus se kinders. Dat sy lig in ons skyn, en dit alles deur die werking van God die Heilige Gees. Daarom, geliefde broer en suster, is dit vandag ook weer ons oproep, dat ons nie met die werke van die duisternis onsself besig moet hou nie, maar dat ons in die lig sal lewe. Mag die Here deur sy Gees elkeen van ons daartoe toerus dat sy lig so skyn in hierdie donker duister wêreld. Amen. Kom ons bid. Dan dankie Here vir u seun ons Here Jesus Christus wat ons uit die dood uit opgewek het en in die lig ingebring het sodat ons werklik u kinders kan wees. Mag u lig vandag ook so in ons skyn tot 'n getuienis van u liefde, u goedheid, genade. Dit bid ons in Jesus Christus naam. Amen.